Dit is verkiesingsjaar en op Frontnuus gaan ons kyk na die eerste skote wat van die VF+ se kant af gevuur is. By ons is die leier van die VF+, die nasionale leier, Dr. Corneille Mulder. Dokter, baie welkom by Frontnuus. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. Frontnuus gaan baie belangrik wees en ek gaan 'n baie belangrike rol speel om juis ons boodskap oorgedra te kry na ons mense en die kiesers in die breë. En dit is 'n voorreg om hier te wees. Dankie. Die eerste gesprek hopelik van vele. Dokter, hier tydens die bekendstelling van die VF+ se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro hier in Pretoria gesê dat die party sy tyd vooruit is. Wil jy dit net vir ons bietjie meer belig? Ja, die Vryheidsfront is 'n party wat nog altyd nie korttermyn politiek bedryf nie. Ons is met langtermyn ideale en doelwitte betrokke en ons wil graag ons werk op die toekoms. Ons werk vorentoe. Ons moet vir ons mense, die Afrikaner en ook ander minderhede wil ons 'n toekoms skep om te oorleef in Suid-Afrika en in Afrika. En daarvoor het jy langtermyn. Jy kan nie net dink van verkiesing na verkiesing nie. Jy moet ver van geslag na geslag dink en beplan. En spesifiek onder andere in die praktiese daarvan het ons jare terug gesê dat die kiesstelsel die proporsionele kiesstelsel maak vir 'n koalisie tipe werklikheid in Suid-Afrika. En ons het abnormale demokrasie gehad vir 30 jaar, wat die ANC ten spyte daarvan soveel steun gehad het dat hy alleen regeer. Dit het begin vervaag. In 2021 het ons dit reeds gesien. En van die koalisies was suksesvol, van hulle was nie. Maar my gevoel is, dit wat ons lankal sê, van koalisies oral, gaan waarskynlik realiseer teen 2026, einde van hierdie jaar. So verkiesing en daarop was ons lank voor ons tyd. Geen munisipaliteit, geen dorp, geen stad is 'n eiland in Suid-Afrika nie. Alles is belangrik, maar is dit veilig om te sê dat Pretoria, Tshwane 'n bastion is vir die VF+? Dis absoluut verskriklik belangrik. Ek moet sê en ek wil tog 'n parallel trek. Ek weet bijvoorbeeld vir Demokratiese Alliansie is Kaapstad hulle absolute vesting en dit is hulle bastion. Nou wil ek sê, so belangrik as wat Kaapstad vir die DA is, so belangrik is Pretoria en die groter Pretoria wat dan Tshwane word en vir Centurion en Bronkhorstspruit en al daardie dele van Pretoria reg rondom vir die Vryheidsfront Plus. Dit is vir ons 'n bastion. Ons is hier met mening en ons wil ons stempel afdruk want dit is ons mense wat hier is en wie se belange ons gaan dien. Ons kry baie keer in politiek dat partye sê ons het 'n persoon wat ons vorentoe stoot, wat ons beeld gaan voorhou. Is die VF+ een van hierdie partye of glo hulle meer in spanwerk? Ons benadering is anders. Ek glo dat wanneer die tyd kom leierskap na vore. Op daardie manier het ek betrokke geraak en het ek leier geword na baie jare in die party, maar selfs my strategie en my styl is nie een van individuele leierskap nie, dis gesamentlik. Werk saam, trek mense nader en ek glo sterk leiers is nie bang vir ander sterk mense rondom hulle nie, hulle trek sterk mense nader. En ook spesifiek in hierdie verkiesing in Pretoria. Ons gaan met 'n span kom en die span gaan waarskynlik bestaan uit. Ek self gaan hier 'n rol speel as nasionale leier. Die Gautengse leier Jaco Mulder gaan 'n rol speel, maar in Pretoria spesifiek gaan daar 'n rol gespeel word saam as 'n span van die Spiese kant af wat betrokke is op die manier en Grandi Tennyson en die 4 van ons gaan saam span wees. En natuurlik dan trek ons by ons ondersteunersbasis, al ons kandidate, ons streekstrukture, ons lede. Dis 'n spanpoging, ons druk saam in 'n skram en ons gaan 'n oorstoot 3 veroorsaak hier. Baie dankie aan die leier, die nasionale leier van die VF+, Dr. Corneille Mulder, wat so 'n bietjie die sluier vir ons gelig het oor die party se verkiesingsveldtog. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer, DV, wederom. Baie dankie.